Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgende koerantbesprekings en Resaat Adams sluit volgende vir ons aan. Goeiemôre Resaat. Môre Jennifer, môre Peer, lekker om vanoggend weer by julle te wees. Heerlik om volgende met jou te gesels Resaat en ons begin sommer met 'n Suid-Afrikaner wat in die moeilikheid is daar in die VSA. Ja, dit is al reeds so 'n moeilike situasie waarin ons tans ons bevind wat die internasionale verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika tans betref en dan nou om nou so 'n situasie ook te hê. Nou Portia, brigadier-generaal Portia Anyamba is 'n voormalige lid van die Suid-Afrikaanse lugmag en News24 het nou gisteraand berig dat sy verlede maand al in Tennessee daar in Amerika in hegtenis geneem is op aanklagte van, in Amerika noem hulle dit nou espionage, maar sy was basically beskou of aangekla dat sy as 'n spioen gedien het vir die Suid-Afrikaanse regering. Nou Anyamba het by 'n energie stasie laboratorium in Amerika in Tennessee spesifiek gewerk en dit was dan beskou as 'n posisie, 'n pos, 'n afdeling van die Amerikaanse regering wat krities is vir nasionale sekuriteit en dit is wat die aanklagte so ernstig maak. Die FBI in Amerika was betrokke by die ondersoek en sy was in 2024 was sy onder skerp gewees na 'n ondersoek deur die FBI en verskeie agentskappe daar in Amerika en daar is bevind dat sy kontak gehad het met 'n persoon wat by die Suid-Afrikaanse ambassade in Amerika werksaam was. So sy is toe gevonnis en sy is ook 'n boete opgelê, maar ja, dis nie 'n goeie aangeleentheid vir Suid-Afrika wat ons international relations met Amerika op die oomblik aanbetref nie. Ja, dan kan ons diplomatieke verhoudinge nogal redelike knou gee as ons spioneer op Amerika, maar jou energie. Ons kan dalk doen met energie, dis dalk maar load shedding hier is. Maar nou ja, ons het 'n bietjie praat oor stad Johannesburg. Dade Morero sê jy moet nie te veel bekommer oor stad Johannesburg nie. Daar's baie positiewe dinge daar wat hy blykbaar raak sien. Ja, en ek dink wat vir hom so 'n bietjie optimisme ook gegee het is dat die graderingsagentskap Moody's wat op die punt was om vir Johannesburg rommelstatus te verklaar, het nou so 'n bietjie gebacktrack met daai besluit en ja, Morero het nou Woensdag op 'n perskonferensie gesê dat jy weet daar's steeds positiwiteit, daar's optimisme, daar's goeie dinge wat die stad Johannesburg regkry en dat hulle op die pad is om skuld wat aan Eskom en Randwater vergeldig is op te klaar, want dit is die groot ding. Die Johannesburg Metro is tans een van minstens 70 munisipaliteite landwyd waar die nasionale tesourier besluit het, hoor julle is te diep in die skuld, julle maak julleself skuldig aan wanbestuur, aan die Engelse term fruitless and wasteful expenditure. En as julle nie julle gaan regryk nie, of totdat julle nie julleself gaan regryk nie, gaan ons befondsing terugtrek. En die Johannesburg Metro is nou een van daardie munisipaliteite waar die nasionale tesourier befondsing vir Julie teruggetrek het. Morero, wat natuurlik sê wat die skuld aanbetref, die skuld by Eskom, is daar nou al reeds prosesse aan die gang. Ek dink hy noem daar 'n bedrag van 1.4 miljard rand wat hulle hoop om teen die middel van hierdie maand aan Eskom te betaal. Daar's ook ooreenkomste wat hulle skuld aan Randwater aanbetref. So Morero skets natuurlik nou 'n prentjie dat ten spyte van wat die nasionale tesourier nou sê, ten spyte van die feit dat die stad letterlik op die brink of collapse is, dat daar steeds positiwiteit is en dat hulle prosesse aan die gang het om die metro te red.
Ek wonder of die inwoners van Johannesburg saam met Dado Morero se stem. En dan is my tweede vraag, ek wonder waar in Johannesburg bly hy as hy dink dinge loop net goed. Want ek dink nie dit was hoe die meeste van ons dit sien nie. En ek's dankbaar vir die prosesse wat in plek is. Maar hierdie prosesse is elke keer in plek en dan vref ons nie ons skuld nie. Dan gaan ons terug en dis hoekom ons nou hier beland het waar ons is. Dit is al vir jare 'n noodplan. Elke nou en dan. Ek kan nie verstaan nie. Was al staal 'n bomsquad van die ANC Johannesburg toe gestuur om in te gryp en niks help nie. So ek dankbaar. Dankie meneer Dado Morero dat jy sê daar is optimiste en rede vir optimisme. Ek weet nie of ons dit glo tot ons dit sien nie. Is eintlik wat ek wil sê. Maar dit gaan nie net in Johannesburg moeilik nie, dit gaan ook moeilik in Pretoria. Ja, die administratiewe hoofstad se munisipale bestuurder is nou gister by 'n baie de mekaar raadsvergadering tydelik verwyder uit sy amp uit en dit spruit nou uit 'n ondersoek of uit 'n aanklagte. Ek dink die bladsy of die hele dokument is in totaal oor die 40 bladsye lank wat deur die EFF se Ubakeng Ramabodo in die raad geopper was waar Mettler nou van verskeie ongeruimthede aangekla was wat terugdateer na kontrakte wat die Rooiwal watersuiweringsaanleg aanbetref as ook die skorsing van werkers tydens daai onbeskermde staking van 2023 openbare beskermingsverslag. So daar's 'n hele paar dinge wat in hierdie EFF verslag genoem word en hoewel die verslag nou nog nie voor die raad gedien het nie, was daar gister op 'n raadsvergadering 'n mosie wat natuurlik toe op 'n stemmery uitgeloop het en Mettler is toe tydelik geskort. En die interessante ding hier is dat die DA nou die speaker daar in die raad beskuldig van moontlike getampering met hierdie stemme. Daar's 13 stemme van DA en Vryheidsfront Plus raadslede wat die speaker arbitrair besluit het hy gaan terugtrek nadat hulle gestem het. Die raadslede na bewering of volgens die speaker met verlof was. So daai 13 stemme klink asof dit nou krities was om Mettler in sy pos te hou, maar die speaker het besluit hierdie raadslede is met verlof, so hulle kan nie stem nie. Ons trek hulle stemme terug. Interessant in hierdie situasie met die stemming wat gisteraan plaasgevind het, is dat die 13 raadslede het geweet dis 'n baie belangrike vergadering wat skielik gebeur, skielik op kort kennisgewing. Hulle het toe daarom teruggekom. Hulle is nie op verlof gewees nie, hulle het verlof teruggetrek. Hulle was in die raadsaal. Hulle het gestem. Daarna het die speaker besluit maar hulle is op vakansie, so hy het naderlik gestem met onttrek uit die 13 stemme van die DA en Vryheidsfront Plus lede. Daar was ook lede van die ANC wat op vakansie was. Maar wat teruggekom het om te stem, hulle stemme is aanvaar. Die verslag is deur 'n politieke party ingehandig. Daar is nog nie 'n wetlike aspek, 'n wetlike besluit geneem daaroor nie. So dit ruik na politiekery. En dis net jammer dat munisipaliteite wat dienste moet lewer weer eens daardeur geaffekteer word wanneer hulle bestuurders geskort word. Maar nou ja. Ons moet praat oor Spar se yoghurt. Daar is Spar yoghurt wat teruggetrek word as jy Spar brand yoghurtjie gekoop het. So hier en daar, maar hulle is al reeds van die rakke af as ek dit nie mis het nie waar nie. Ja, hierdie aankondiging is nou gistermiddag deur Spar as ook die nasionale verbruikerskommissie gemaak waar hulle nou waarsku dat daar's 'n verskeidenheid, dit is nou laaf vet, vetvrye, dubbelroom en so jou gunsteling breakfast yoghurt mag dalk foutief wees of nie gewoonlik smaak nie en Spar skryf dit toe aan een van sy masjiene wat foutief geraak het tydens die hele produksieproses en dit is nou produkte met die verkoopteendatum van 9 Augustus 2026 en die gebruikteendatum van 12 Augustus 2026 wat nasionaal vanaf 15 Junie verkoop was. So daai is die belangrike datums waarvoor die verbruikers nou moet uitkyk as hulle hierdie spesifieke yoghurt in daai tydperk gekoop het. Spar sê dat daar nie noodwendig ernstige gesondheidsrisiko's is nie, maar dit smaak moontlik
beïnvloed kan word, maar dat dit ook moontlik jou maag so 'n bietjie kan ontstel. Spar wat natuurlik jammer sê vir daai fout. Maar ja, ek dink wees maar op die uitkyk as jou gunsteling spar jogurt daai betrokke datums op het. En as jou yoghurt nie lekker proe nie, eet hom eerder dan nou maar nie. Resat, dan sluit ons af met 'n storie van Good Things Guy. Ja, hierdie video toe dit op sosiale media gesirkuleer het dit mense ontstel, dit mense laat huil, want dit is 'n video van 'n donkie, of dit was 'n video van 'n donkie wat deur of 4 persone, lyk na 4 jongerige mans wat op sy rug gery het en die video het natuurlik by die DBV in die Good Hope omgewing in Kaapstad opgeëindig en dit wil vir ons voorkom asof hierdie situasie of voorval uit Atlantis op in die Kaap plaasgevind het. 'n Ondersoek is toe geloods, die eienaar van die dier is opgespoor in samewerking met die Atlantis polisie en ander agentskappe daar in die omgewing en hy is toe gearresteer en daar is beslag gelê op die donkie wat intussen Wilbur genoem is en die SPCA het sy veeartse betrokke gekry daarso van Wilbur het so 'n bietjie beserings gehad met een van sy bene spesifiek en hy is toe intussen aangeneem deur 'n familie of op 'n plaas in Citrusdal, die Stekhoven familie. En daar het hy nou ook companionship gevind. Daar's 2 ander donkies met wie hy nou hierdie oop velde geniet en waar hy net gelukkig kan wees in vergelyking met die mishandeling wat hy natuurlik nou daar ervaar het in die Kaap. So dit is 'n mooi storie en mense is altyd dankbaar vir die werk wat die DBV doen om diere uit sulke situasies uit te haal. Ja, verseker, ons is bly dit gaan beter met Wilbur. Resat, baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n heerlike naweek verder hê. Baie dankie, julle ook. Dis dan Resat Adams. Ons is nou weer terug met nog groot ontbyt. Aluma Capital, altyd aan die groei.